Môre sê, dis bietjie later op 'n woensdagoggend. Dit bly vir my 'n voorreg om tyd saam met jou te spandeer. Ek sit hier by 'n bedding wat op die oomblik 'n bietjie woes groei. Ek het gewoon nie die tyd om my hand nou hier op te hou nie. So het ek nie die tyd gehad gister om by die opneem van 'n boodskap vir die week uit te kom nie. Die begin van die jaar veroorsaak heel dikwels 'n klomp bottelnekke en dit raap my en jou tyd op en nou kom op hierdie situasie wat jy vir jouself sê, sjoe, daar's dinge wat agterweë gelaat word, maar ek het op hierdie oomblik gewoon nie die tyd om dit aan te spreek nie. Die genade van hierdie bedding is dat die groei nie van my afhanklik is nie. As jy so kyk, kan jy die spinasie sien en dit is reg, ja. Ons gaan dit môre sny en ek en Marianne is lief om daarmee 'n gereg te maak. Ek het sopas weer van die mint gepluk wat so wele groei. Ons is lief om dit in ons slaai te sit saam met suurlemoen in water. Die dil is reg vir vanmiddag se slaai. Ek het gister roosmaryn gebruik toe die groente in die oond gedruk is. Ek het vanoggend weer tomaties gepluk en ek het gister 'n hele bakkie gepluk. Ja, die slaai wat vanmiddag kom, gaan verseker van hierdie eie blare in hê. En so kan ek aanhou dat hierdie bedding, ten spyte van die feit dat ek nie die tyd het om my hand hieroor te hou nie, op sy eie aangaan en groei. En dis die genade wat ek en jy ervaar ook van die Here. Selfs in besige tye soos hierdie. Daar's baie beddings wat jy en ek op die oomblik dalk nie by uitkom nie. Maar dis in die Here se hand. En hy is die een wat die groei daar stimuleer. Die vraag is, wat kan ek bid? 'n Vers wat vir my aanspreek vanoggend, Filippense 4:19. En my God sal in elke behoefte ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. En dis my gebed vanoggend, vir myself, dat die Here sal voorsien in wat ek nodig het, en wat ek op die oomblik nodig het, is tyd. Maar die enigste manier hoe ek daai tyd gaan kry, is as ek die horlosie in my hand self begin bestuur. So die enigste manier hoe die Here vir my kan voorsien in hierdie behoefte, is deur wysheid en insig. Wysheid en insig in die bestuur van dit waarmee ek besig is, my die onderskeidingsvermoë te gee rondom dit wat nou dringend my aandag verg, en dit wat eers nou vir 'n wyle nagelaat moet word. Dat daar net weer orde in my dag kom. Daar is net 24 uur. En ek en jy is dikwels die faktor wat probeer om 26 uur en 24 uur in te druk. En dis die verkeerde manier. So ja, ek weet nie waar jy op die oomblik is, hier aan die begin van die jaar, in jou dagprogram nie, dalk sit jy vanoggend by beddings wat netjies is en goed versorg is, dan is dit regtig 'n groot rede tot dankbaarheid. Maar as jy saam met my by beddings sit wat jy weet, my hand is hier nodig, maar ek sal moet tyd kry om my hand hier te bring. Die enigste manier hoe ek en jy gaan tyd kry, is om die Here te vra, soos hierdie gebed vir my, dan in Filippense 4:19, Here, gee vir my wysheid en gee vir my insig, om nou, tydgewys, die regte besluite te neem, en die onderskeidingsvermoë, om die warboel waarmee ek besig is, te kan onderskei van wat kan 'n rukkie wag, om ook by ander dinge uit te kom. Here, ons kan nooit van ons eie primêre verantwoordelikhede af wegkom nie, Here. Ons kan dit nie abdikeer nie. Maar Here, dankie vir die groot genade, dat U die groei waar nodig steeds gee, stimuleer en in stand hou, Here. Maar Here, vanoggend kom vra ons wysheid en insig om ons hande los te maak op plekke waar ons tans oorbesig is, Here. En dat ons hande vir 'n wyle kan terugkeer
na waar dit ook nodig is, nou nodig is, Here. Skenk aan ons hierdie wysheid. Skenk aan ons hierdie onderskeidingsvermoë. Here, lei ons op hierdie pad. Amen. Uitdaging vir die week. Ongelukkig moet ons dit vir mekaar sê. Die bedding wat ek hier sien is 'n fisiese bedding in my tuin. Maar daar is ook 'n ander belangrike bedding, die bedding van my hart. Waar dit ook gebeur dat ek en jy te min aandag gee. Daardie bedding waar my verhouding met die Here gekweek word, is ook een van die beddings wat nagelaat word wanneer ek so besig raak, dat 26 ure in 24 uur moet inkom en steeds te min is. So as jy stil word hierdie week, gaan sit dalk by 'n bedding iewers in jou tuin wat aandag kort, maar sê Here, ek is nie hier om te gesels oor hierdie bedding nie. Hy gaan aan op sy eie. Ek wil vanoggend gesels oor 'n baie belangriker bedding. Die bedding van my hart, my verhouding met U. Ook daar, Here, het ek U wysheid en insig nodig om tyd te spandeer wat agter geraak het. Om tyd te maak vir die allerbelangrikste verhouding in my lewe. 'n wonderlike week. Ek groet jou.